Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en in vanaand se episode wil ek spesifiek gesels oor jong mense en geleenthede en wat jou uniek maak. En vanaand om saam met my daar te kom gesels, die CEO van Talent ETC, Janice Williamson. Goeienaand. Hallo, goeienaand. CEO van Talent ETC. Ek dink een van die land se grootste agentskappe as dit kom by talent. Whether dit teater is, julle werk met akteurs, julle werk met sosiale media, julle het julle eie produksiekant en skryfkant en mis ek iets? Ek voel ons iets wat ek mis. Ek dink ek mis ook iets. Modelle, julle modelle. Ons het kinders, stem, teater, akteurs, Johannesburg, Kaapstad, Durban. Ons is deel van 2 groot unions, ons het 'n produksie leg, ons doen production en concept development. Nice. So vir die kyker wat nie weet wat dit is nie, wat is dit? So mense kom na ons toe en sê ek wil 'n show maak oor Carla met 'n pers kombers. En dan sal ons die hele konsep vat en hom develop in 'n reeks in of in 'n film en of so tipe goedjies, ja. So as 'n produksiehuis of 'n TV-kanaal byvoorbeeld na julle toe kom. That's a lot of stuff and we all know dat ons almal nie ewe goed is in alles nie. Weet jy om te delegate as dit kom by gids, ek moet nou nie modelwerk doen nie of ek moet juis die modelafdeling aanpak. Ek is baie goed om die regte mense aan te stel. Okay. Jy het 'n baie lekker span. Ek is baie so goed met dit, so ek gaan nie noodwendig iets aanpak wat ek weet ek gaan nie goed wees nie. So ons self met ons sosiale media van ons maatskappy ook het ons iemand aangestel wat dit hardloop. Okay. Ons kom in modelwerk, ons agent, voice agent, almal is apart. I'm not that master of all trade, jack of not even none of all things. I can't do that. No, daar is 'n hele sin. Ek kan half groei implementeer in die maatskappy, maar ek kan nie alles manage nie. Okay, but you know your strengths. I only learned that in my 40s. In my 20s en 30s wou ek alles op my eie doen. En dan kom jy in jou 40s en gaan jy, hoekom twitch ek elke keer as ek iets sien of iets hoor? Hoekom wil ek suffer? Hoekom wil ek nie? Why am I doing this intentionally? Hoekom wil ek op 'n eiland gaan bly en niks meer doen in my lewe nie? Ek dink mense word nie geleer om te delegate nie. Ek dink dis iets wat ons geleer word as kinders nie. Ek dink jy moet die beste wat jy kan doen en dan moet jy maar kyk hoe jou rapport lyk by vandag. Delegate die hele tyd. Ongelukkig tree ons mos nou maar uit emosie uit. Ja. How do you manage all the work en dan nog almal se emosies ook boop dit? Snaaks genoeg het ek vandag my toppak vergeet van die podcast. Wat ek aangetrek het. Ek het onthou vir die podcast het vergeet ek het aangetrek het. Toe gaan ek is Janice not Jesus. So ek ken my strengths. Ek weet wat ek kan en nie kan doen nie. Okay. En ek het baie vinnig geleer in my lewe dat nee is 'n volsin. If I can't do something, as ek niets kan maintain nie, gaan ek my tyd mors en sê nee. Ek dink selfs met emosies ook, ek verstaan van waar mense vandaan kom met sekere goeters. If I don't understand, I will ask. If I still don't understand, I'll just say no. Ek dink dit hang af van watse rol jy intree. Ek dink jy werk ook met baie mense, is dat as ek voel wat ek nou doen is besig om oor te skuif na wat 'n ouer vir iemand moet gee, of 'n partner of 'n man of whatever moet gee, then I know that's the boundary. Ja. Maar hoe het jy dit geleer? Want dit is moeilik om voor iemand te staan en regtig te gaan, hoorie, ek hou van jou karakter en dit staan vir my uit. Ons het nou die dag met iemand hieroor gesels. Jy kan nie altyd vir 'n kunstenaar sê hy's goed, maar hy hoor dit by almal en dis al wat hy hoor. Wie gaan die persoon wees wat vir hom sê, "Sjok, dan maar daar's goedjies waar ons dalk so klein bietjie moet werk." Ek dink die groot ding is jy moet eerlik wees met mense van die hoor. Sien, ek kan deur goedjies sien ook. So ek kan sien as iemand byvoorbeeld 'n self-tape sal rush. Ek kan deur klomp goedjies sien. Ek kan sien waar mense in 'n lewe is die oomblik as hy kamera aangaan. So. Jy kan so baie goed sien. Hoe het jy dit met tyd? Want obviously ek sit nou net en dink soos jy dit sê. Julle sien horde self-tapes elke liewe dag. Hoe op aarde kom jy agter, okay, Susan het obviously 'n rowwe dag of hierdie girl het dit in 'n rush gedoen. Dit draak nogal meer intens. So in die begin, so eers net kom ek rewind gou. So ek is 'n verskillike actually introvert in 'n extrovert wêreld. Okay. So ek het byvoorbeeld COVID lockdown gelove. Dit was my favorite tyd van my hele lewe gewees. Min mense het dit gesê. Dit was een van my favorite tye gewees en ek's 'n diep denker. En ek glo dat my spiritual gift is to know where people are so I can meet them there. So wat gebeur is baie keer is dan sal ek 'n self-tape kyk en ek sien eers hierdie ou is besig om deur 'n heavy tyd te gaan persoonlik. En dan sal ek met hom gesels daaroor en sê, okay, waar is jy want ek kan dit in jou self-tape sien. Hulle dink dat as jy 'n self-tape kry vir 'n casting is die rol wat jy moet boek. Partykeer is dit daai karakter wat vir jou iets moet kom leer. En dis wat ek kan sien. Baie keer selfs kan ek sien hierdie karakter is besig om te werk met hierdie ouetjie. Daar's iets in die dialoog, daar's iets in die scene wat hom trigger. So hy mag noodwendig nie daai rol boek nie, maar dis ook ingestuur oor sy pad vir hom om te leer en aan te beweeg. Ek probeer altyd vir mense sê, kry die humanity in elke karakter wat jy speel. As 'n ouer, sal ek 'n moord, will I cover up a murder if my son committed murder? Probably.
because that's from a parent point of view. So sal ek my kind protect in daai yeah, of course I would do that. Can I see myself in a character that loses everything and has to do something random like launder money or sell drugs to survive? Yes, I can see that. It's the humanity aspect of that person. In my acting daar jare terug het ek nog nooit in my lewe 'n goeie karakter gespeel. I've never played a good guy. I've always played a bad guy. Because it's opposite to who I am. I'm not saying I'm the best guy, but it's so opposite to my personality as well. So Maar dit gee jou geleentheid om te gaan delf. ek dink dis om te kyk na ons almal donker kant in ons. Ja. And I do sometimes like the dark side of who I am. Ken jy Robert Greene? Het jy al Yes, van die yes. Ek is die grootste Yes. Robert Greene fan en ek praat konstant oor hom, maar hy praat Ja. oor The Shadow. Yes, want ek gebruik daai counter as ook 'n waarskuwing vir mense. Gaan ek so ek kan sal net die situasie hanteer en stuff, maar moenie daai deel van my wakker maak nie. Because I know what he's capable of. Verstaan jy? Dis waar ons bietjie meer vindictive raak. En dis actually so ek weet nou wat die parameter is om vir mense te sê, okay, jy cross nou 'n line. Okay. Nou gaan die shadow uitkom. So dis eintlik al of jy wat dit tot 'n mate toe ook wil prevent, but because you are aware of it, Yes. sal jy dit eerder You are stop aware. sig. Ek het gister hierdie lang gesprek gehad met iemand en baie mense in die industrie is so bang om 'n brug te brand. Het ons al daai saying gehoor? Ek wil nie 'n brug brand nie. Gaan ek dit is nonsens want maintenance op 'n brug kom van twee kante af. So as die ander party nie maintenance doen op die brug nie, whether hy nou brand of gaan verbrokkel, hy gaan breek. En dis wat vir mense ook sê, as hulle jy brand 'n brug, gaan ek nee, I'm just stop watering dead plants. Ek dink die groot ding ek het en mense vra dit baie vir my is ek het nogal baie in my karier gehoor al tot verlede week toe dat as hulle my ontmoet gaan hulle ek's actually a nice ou. Gaan ek Hi. what did you expect? Toe besef ek die weergawe wat my akteurs en my close kliënte sien is nie mense wat ander mense sien nie. Mense daar buite dink ek is 'n ruthless businessman. Mense sien ook baie keer mense wat 'n introvert is as moeilike mense. Ek hou niks van events nie, ek hou niks van opening nights of premieres nie, glad nie. Ek sal nooit na 'n premiere of opening night toe gaan. Ek het gedoen vroeër in my lewe want ek gedink dis wat 'n agent moet doen. Ja. Nou gaan ek in die middel van 'n run van 'n production, dan gaan kyk die movie later. I take my time when I do that. Want by 'n opening of premiere praat ek met niemand nie. Ek het nog Jy is 'n introvert. Ek's 'n introvert en ek het actually dis 'n baie horrible storie. Ek het actually begin rook. Ek het opgehou eventually, maar ek het begin rook omdat ek by events weet dan kan ek buite gaan staan. Jealous. Regtig. I can't just stand with food in my plate the entire time. So gaan staan ek buite en kom ek agter die mense wat gerook het is baie meer social. En toe gaan ek, oh no, but I don't all need to be extroverted. I can just be me. Maar hoe kom jy op 'n punt hoe jy daai mindshift gemaak van okay, ek is 'n introvert but I can survive in this industry? Dit gaan vir my, dit klink nou baie esoteries, dit doen glad nie. Dit gaan oor envisioning waar die energiebal is op daai stadium. Met ander woorde, as ek nie 'n gesprek het, dan bounce die energie tussen ons twee die hele tyd. Okay. Dis nie 'n kwessie dat jy gaan vashou en ek moet aanhou gee en gee en gee. So ek het so half myself getrain in my lewe dat as ek kan voel my energy word depleted, dan stop ek 'n gesprek en gaan ek I just need a moment en dan vat ek my energie terug. Okay. Dis baie belangrik vir my. So I keep on bouncing it. So as ek byvoorbeeld 'n meeting het met 'n akteur en hulle praat deel oor hulle self, dan stop ek hulle en sê ek, "Kom chat gaan met jou oor my seentjie." Dan I take my energy back. Ek dink veral toe ek 'n pa geword het, is burn-out 10 keer erger. Want nou moet jy deur die dag gaan en jy so baie van jouself gee, by die huis kom en dan moet ek 'n pa ook nog wees. En ek kan nie my depleted energy vir my kind gee nie because then he thinks that's normal from a parent and then he becomes that parent one day. But it's not inappropriate because it's you. Ja, maar Ek lag gewoonlik by begrafnisse of by seker weer plekke want ek weet altyd iemand hanteer nie en dan gebeur altyd snaakse goed in die weird situasie rondom my. Deur dit is in Femo. So 100%. What is the weirdest thing? Ek wil vir jou my storie ook Okay. vertel, maar what is the weirdest thing that you have witnessed? Or no. Wat is die snaakste ding wat jy al by 'n begrafnis gesien het? ek kan so half background gee. Ons pastoor in 'n kerk toe baie jonger was, het sendingwerk gedoen in Mosambiek. Toe besluit om nie medikasie te gebruik nie en toe byt of steek 'n muskiet om. Ek's nooit seker wat dit muskiet doen nie. Miskien, ek dink miskien 'n baie buite 'n miskien steek. En toe gaan hy dood van malaria. Okay. Bad story. Maar ek onthou by sy begrafnis, sy vrou het op die kus gaan lê. En toe ek ook nie sag lag nie. En toe het ek die laaste lag in die wêreld gegee. En terwyl sy daar lê, het so 'n dansgroep begin hiphop dans doen rondom die kus. Hulle wou gehad dat die mense moes lag. Dis wat ek dink. Ek het so ek kan nie op haar lag nie. En daar's altyd 'n tannie, is altyd 'n storie met 'n tannie en 'n eierbroodjie en Tupperware.
Ek voel hulle met eierbroodjies by begrafnisse ban. Ek sal voel hulle met Tupperware in jou handsak ban by 'n begrafnis. Is daar mense wat dit nog Mense, doen? ek onthou toe my ouma oorlede is ook. Daar was mense by haar begrafnis by die ouer huis wat sy nie eens geken het nie, maar almal gekom met Tupperware bakkies. En hulle het geluid. Voel die liefde. Fucking. Hulle het geluid. Dit is my rol. So jare gelede toe my ouma grootjie het baie lank gelewe. Sy was Ja. ek dink 103, 104. Okay. Ja. En by 'n begrafnis, dit was regtig 'n lekker begrafnis want ek dink op daai ouderdom, jy's nie hartseer om by die persoon gaan nie want jy weet Alles moet. hulle is moeg. Hulle is moeg en hulle het 'n volle lewe geleef. Ja. And she was very happy en sy het nog 2 weke voor haar dood het sy saam met my oupa op die TV geskree toe die bulle nie goed gespeel het nie. So dalk het hulle al dood veroorsaak. Ek weet nie. I'm not saying anything. Well, dis nie hard om sê nie maar. Maar ons het gesukkel. Keep in mind, ek, my ma, my pa, my broer het verskriklik gesukkel om hierdie plek te kry. En eventually sien ons daar ons die begrafnis in die gang. Hulle is nou al by die graf. En ons parkeer. Shame. En ons loop. Nou die eerste ding wat ons verkeerd doen. Ons loop oor grafte wat nog nie stene het nie. Daar's nog geen stene so jy loop. En ons loop tipies dag, ons het ook al 'n ambreeltjie daar gehad. En ons stop, maar ons sien niemand wat ons ken nie en ek sê nogal vir my ma. What's going on? Sy sê ja, hulle staan seker aan die ander kant. En die volgende oomblik, die hulle afpop kom, hulle deel die blaadjies uit en toe ons die blaadjie oopmaak. Dis ons by verkeerd. Toe wat doen julle? Toe loop ons terug. So eers is ons laat. Toe loop ons oor grafte. Kom Toe 'n loop verkeerde ons begrafnis weg. aan. Verkeerde begrafnis en toe loop ons terug kar toe. Love it. Dis maar ek sê net saam gesing het of saam gehuil het. Ja, maar wat doen jy? Was toe 'n polisieoffisier, maar toe ons terugkom by die kar, toe kom die sekuriteit aangedraf. Hy sê, "Ma'am, you're walking over graves." En toe sit net die cherry op die koek, toe lag ons. Ek love it. Al die pad, want obviously toe mis ons nou haar Dis diensie, toe gaan ons kerkdiens Dis toe. 'n scene in 'n movie. Daai was 'n ons het nog nooit vir my ouma vertel, hopelik kyk sy nie hierdie nie, want sy weet nie ons is laat vir ma se begrafnis nie. Maar ja. Jy het Jy hoef nie als ernstig op te en vat jy het nie nie. gekies om disrespectful te wees en oor 'n graf te loop nie. My liewe genade, hulle voel niks nie. Wat is 'n wanpersepsie wat mense het oor die werk wat jy doen? Spesifiek CEO van Talent ETC. Ek begin sommer direk met my ouers. Ek dink my ouers dink ek drink elke dag koffie met mense wat famous is. Ek dink dis 'n groot ding en ek dink nie mense besef die admin agter al ons werk wat ons doen nie. En hulle obviously grootste wanpersepsie is hoe glamorous ons werk is. Kyk, it's the downfall of our industry because not the downfall. The thing is ons word betaal om in essence te speel. Ons word betaal om ons passie uit te leef. Baie min mense wat in korporatiewe werk sit kan dit actually sê. So the pitfall of that is the fact that there's misperceptions of van wat ons doen. Dis maar net dit kom saam in die package. En die glamorous deel van ons industrie, ek weet nie regtig van waar af dit kom nie. Dis 'n lekker enetjie. Met watter tipe kunstenaar sal jy nooit wil werk nie? Daar's baie. Daai was baie maklik om te antwoord. Iemand wat die industrie gebruik om hulle sense of self te probeer re-establish. Met ander woorde, iemand wat die industrie gebruik om hulle ego te vier. Hulle gaan baie vinnig val en I've seen so many of them fall. Ek dink die feit dat iemand jou gaan nou erken in die spar is a byproduct of something so small in the industry, maar dit kan nie die rede wees hoekom jy in die industrie wil ingaan nie. So, Fame is not real. dan moet jy eerder net trou. Dat daai een persoon vir jou kan sê hulle is lief vir jou elke dag en hoef die res van die wêreld. Dit gebeur ook nie. So baie keer in 'n huwelik met akteur, dan kry hulle dit by die huis nie, dan gaan soek hulle dit veral op skerm. Oh, Dis 'n very insecurity thing. Jy kan nie die industrie gebruik om vir jou boelies te bewys dat hulle was verkeerd geweest nie. Want jou intention en energie wat jy insit is verkeerd van die begin af. En daai is 'n bad spiral om te sien. Die hele purpose van die entertainment industry is dat die industrie gee vir jou 'n platform, gee vir jou 'n klomp baksteen om te bou, gee vir 'n mikrofoon en 'n mic en sê of 'n microphone en sê 'n stage en sê maak 'n verskil. En dis die mense wat daai mikrofoon vat en 'n verskil begin maak wat net aanhou groei en aanhou groei. sien maar jy staan voor iemand en jy sê, "Hi, ek is Karla Berg, ek doen so en so." En jy sê of dit nou 'n radio is of 'n TV of wat ook al jy's daar om te dien. Sy het die woord serve gebruik. Dis nou wat ek wou sê, ja, serve. Op mense oor die algemeen dink. Ons is daar sodat mense dit vir ons kan doen. Very little people in society in general Ja. gaan wat kan ek vir jou doen? Maar wat se industrie is nie serving based nie. Die president van Amerika. Ek kan nie dit sê. That's not serving based. En ek dink met ons die glamour aspek van die service weg. Okay. En ons serve nie, dit ding ook, ons serve nie die
kyker by die huis nie. Ons serve nie die kliënt by die huis nie. Ons serve die industry as 'n sulk. Dit gaan oor jou calling. Jy verstaan wat jou calling te, jy moet weet wat jou calling is. Ja. Soos ek het jou gesê toe ek jou ontmoet het jare terug. Jy voel vir my soos daai classical Anna Mart van der Merwe, daai aktrise is, maar met 'n edge. So I'm not saying that you are Anna Mart van der Merwe of Elise Gou met al daai akteurs. Ek sê jy's daai tipe elite vibe Ek hoor jou. met 'n edge. Okay. Maar jy moet jou strengths ken. As jy nou nie twee lyne langs met na mekaar kan sê nie, moet jy glad nie act nie. Dan moet jy ek sê nie model is dom nie, maar fokus. Gaan word 'n CA. Word 'n CA dalk as jy goed met nommertjies langs mekaar. Of ja, gaan werk aan 'n bank. Alles is deel van die vermaaklikheidsindustrie. Wat my die happieste maak in my hele werk is 'n Excel spreadsheet. Oh. Ek love dit. Daar is 'n recipe vir akteur om suksesvol te wees. En niemand leer dit op universiteit, dit maak my 'n bietjie vies. Niemand leer hierdie goed vir akteurs nie. Okay. Jy kan staan 'n Slavsky en Meisner tot jy blou is in jou gesig. It doesn't make you a good actor. En party mense kan staan 'n Slavsky en Meisner en al die tegnieke volg, but if they're not called to be that, you can't fake it. Is dit 'n stap ding? Wat dink jy is die resep? Ek dink vir my sal die heel eerste ding wees om jou purpose te verstaan. Jy praat altyd van jou calling, maar om jou purpose te verstaan. Purpose. Jare gelede het ek eendag in 'n seminar gesit en so vividly het ek gehoor, my purpose is to creatively create, but doing so with a kind heart and a serving spirit. Nommer 1 jou purpose. Nommer 2, Jenny, hier is 'n loaded vraag, goeie genigte. Die natuurlike volgende stap sal wees. Ek sê altyd mense network, maar ek voel dit kom later. Ja, daar's 'n negatiewe konnotasie oor networking ook. I Ja, don't network at all. is dit? Mm-mm. Ja, met onderhoude is dit vir my lekker om te Ja. Dis ook nie networking. Ek gaan even vertel wat dit is, iets anders. Gaan dan? Ek dink consistency is ongelooflik belangrik en om 'n mentaliteit te hê van konstante verbetering in jou lewe. So I think it's more inner work than outer work. It is. Dis twee goed vir my, dis purpose en alignment. Ek hou nie van marketing, van networking, ek dink dis nonsens. I feel that my work should speak for itself, en as ek mense ontmoet, because I'm meeting them at the right time, at the right place, which is alignment, and then you move forward. I don't force that interaction. I trust it. What is the purpose? If your purpose is saying that I want to tell stories authentically and serve people or the industry, you're on the right place already. Sure. En al wat jy moet doen dan, is ek sê vir baie akteurs, is dat onthou as 'n vaardiger, ek skryf 'n teks. Ek create 'n karakter out of nothing. Wat gebeur as jy iets create? Jy create an energy, jy create a vibe, jy create whatever jy wil dit noem. Okay. You create something from nothing. That person didn't exist, now it exists. As jy nie vertrek en stap, either gaan jy align met wat ek dink dit is, of jy gaan nie align met dit nie. Okay. Dis hoe maklik dit is. You are taking responsibility for something that someone else created. You either tell her story or you don't tell her story. That's weighted. So wat jy byvoorbeeld doen, as jy praat oor die radio, mense weet jy het 'n mooi stem, as jy kan sien weet jy is mooi, but what happens is there's a vibe and an energy that comes through your voice. Okay. The human factor. Maar is dit nie, ek dink dit is so 'n groot aspek van ons industrie. It Dis is soos jy that. nou ook gesê het, you get to make people feel something. You make them feel something. Jy weet maak nie saak wie jy is, Ja. wat jy doen, wat jy al bereik het in jou lewe nie. Die nommer 1 ding wat niemand kan ontsnap nie. Ek sê ontsnap want baie keer wil jy dit ontsnap. Ja. No one can escape emotion. Nee, glad nie. Ek sê altyd dis like as daai gesien daai balle wat mense in op die water hardloop, dis so, O ja, Maar ek jy's- raak so klasse. maar jy's in die middel en dan is die bal wat beweeg. Ja. That's what happens when you walk into a room, when you go anywhere. That ball comes in first and then you come in. En ek kan baie keer sense met castings en stuff ook. As ek 'n self-type sien byvoorbeeld ook, kan ek sense voor hulle by 'n woord begin sê, ek weet presies waar mense is. Okay. Hoeveel keer wou jy al hierdie industrie verlaat het? Elke Woensdag. Die weird ding is van die industrie is jy kan nie die industrie verlaat totdat jy jou release nie. Ek dink ek is 'n human being. Ek wil baie baie selfish wees en in Vietnam gaan bly en op 'n skootery elke dag. Ja, dan sit Woensdae en Donderdag Ja. wat jy so voel. Ek sê altyd vir baie mense, my carrière is soos 'n huwelik ook. So ek doen nie elke dag 'n waawil om getroud te wees nie, maar ek kies elke dag om daar te wees. Dus ek doen my werk ook. Dis mooi. Janice, wat laat jou rustig slaap in die aand? My oupa het altyd gesê there's no pillow softer than a clear conscience.
Ooh. En vir my om te gaan slaap in die aand, weet ek die beste gedoen daai dag wat ek kon doen. Ek slaap moer lekker. Ek love slaap. Dis my favorite hobby in die wêreld. Baie mense dink dit om die kamerlid te hardloop is 'n hobby. Myne is 'n nap. En ek dink, love 'n lekker nap. nee, dit is so lekker. Ek dink dis die groot ding vir my om te slaap is to know that I was authentically myself. As ek 'n fout gemaak het om te sê ek's jammer, onmiddellik own it and apologize and to be just a good version of myself. Verstaan jy? Maar die Janice, ek moet vir seker baie meer rustigheid oor hierdie onderwerp nog met jou geklets en al. Dit is lekker. Jy het baie wysheid in jou en ek kan sien 'n deserving hart. Ja, maar ons ken mekaar al so lank, is lekker. Ja. Dankie dat jy saam kuier. Nee, lekker vir jou. Sien jou gou weer. Daar's hy en sien jou ook gou weer. Volgende week maak ons weer so. Bye.